van julle onthou hierdie meneer? En waarvoor onthou julle hom? Meeste van julle se antwoord is, as jy pak gekry het. Hier en daar onthou een van julle om daarom vir iets soos lekker mieliepap of so. Maar nee, ek dink meeste van ons assosiasie met 'n houtlepel is waarmee ons gestraf is. En ek onthou dit so goed. Ons het nie eintlik baie pakslae gekry nie. Ons moes iets redelik ernstig verkeerd doen, maar dit het gebeur. En my ouers het die beginsel gehad dat jy straf nooit 'n kind terwyl jy kwaad is nie. So, hulle moes eers kalmeer en in daai tyd het ek en my broer, gewoonlik was albei gewees, die voorreg gehad om in die badkamer te gaan wag. Want dis waar ons pakslae gekry het. So, dan gaan sit jy daar in die badkamer en jy weet wat kom. En jy kan nou maar doen wat jy wil, jy kan smeek, jy kan pleit, ons het ook probeer om te huil voor jy jou pakslae kry. Lang trane, dit het nie gehelp nie. Ons het nog steeds ons pakslae gekry. Dit is ons assosiasie met 'n houtlepel. Maar ek hoop vir meeste van ons is dit nie jou assosiasie met jou ouers nie. Ek glo dat meeste van ons nie onmiddellik dink aan ons ouers as die mense met die houtlepel nie. As dit wel jou storie is, dan is dit eintlik onregverdig. Dan beteken dit eintlik jy het groot geword in 'n huis waar dissipline sterker was as liefde. Nou, as dit wel die storie is, dan kan mens nie anders as om bang te wees deur jou kinderjare nie. Van julle het dit nie by die huis beleef nie, maar dalk het jy 'n meneer of 'n juffrou gehad, en meeste van julle het nog in hierdie tyd groot geword, waar jy by die skool ook nog 'n pak slaagtooie kon kry, en daar was sekere menere en juffrouens waar jy eintlik maar die hele tyd geweet het, jy loop op eierdoppe, jy weet nooit presies wanneer jy in die moeilikheid gaan wees nie, en as daar moeilikheid is, dan val jy houe. Maar nie een van julle nie, want julle was almal soet geweest en julle het nooit iets verkeerd gedoen nie. So, nee, dit is ons prentjie. Maar dit gebeur het so nou en dan. Skaars, maar so nou en dan. Waar jy iets verkeerd doen, en jy word uitgevang, of jy erken dit, as jy nou meer volwasse was as kind, en jy word nie gestraf nie. Ja, dan is dit dan 'n ongelooflike verligting. Van ons kan dalk 'n bietjie stories later in ons lewe dink. Ek onthou toe ek 'n student was, ek iemand se kar geleen. En ek het net nie gefokus nie, en ek het op 'n stadium deur 'n 60 sone gery, en ek dink ek het iets soos 100 gery. Nou dit was nie onveilig nie, ek was net in gedagte gewees. En op daai stadium was dit 'n R2000 boete. Nou vir 'n student is dit baie geld. Dit was iets soos 2 maande se sakgeld vir my gewees. So, dit, ja, dit is 'n groot bedrag. En dit moet betaal word. Die eienaar van die kar het vir my gesê, ek sal dit betaal. En ek het nou nog probeer redeneer en sê, nee, maar dit is mos nie reg nie, dit is my fout. Persoon het gesê, ek sal dit betaal. Daai verligting, daai skaamte nog steeds, maar daai verligting, om te besef, ek hoef nou nie meer planne te maak vir die geld nie, ek hoef nie te gaan leen by iemand nie, ek hoef nie vir die lisensiedepartement die e-mail te stuur om te sê, hoorie, ek gaan julle elke maand R100 betaal, tot ek 81 is of iets, nee, om te besef, dis nie meer nodig nie, ek is verlos. Daai woord verlossing beteken dat ons skuld weg is. Nou sou dit sin maak vir my om in elk geval elke maand na die lisensiedepartement te gaan en te sê, hoor, ek het 'n fout gemaak, hier's R100, ek gaan vir die volgende 2 jaar gaan ek julle aanhou betaal. Nee, want daar is nie meer skuld nie. Die boete is klaar betaal. Op dieselfde manier sal dit sin maak as jy 'n fout gemaak het en jy moet die houtlepel kry, maar jy word genadig behandel en jy hou nog steeds aan huil soos een wat wag om pakslae te kry. Nee, dit maak nie sin nie. Ons is verlos.
So as ons dan nou 2 Korintiërs 5 lees en Paulus praat met die gemeente in Korinte oor die kern van die evangelie, die boodskap van verlossing, dan moet ons verstaan, hy probeer vir hulle sê, julle is verlos. Ek gaan hom lees uit die Afrikaanse Bybel vir almal en daarom gaan ek hom nie uit 'n harde kopie uitlees nie, maar dit is die regte Bybel wat ek hier verwys. Ek besit net nie die ABA self nie, maar hy is aanlyn beskikbaar. So as ons hom saam lees, dan probeer ons hoor wat sê Paulus vir die gemeente. Dalk vir die wat nie die laaste 2 weke hier was nie, die tweede brief aan die Korintiërs is geskryf in 'n tyd waar die gemeente eintlik so 'n bietjie begin wantrouig geraak het oor Paulus, en dit is as gevolg van 'n klomp ander predikers wat mooier was, wat beter sprekers was en wat meer aansien geniet het. Paulus kom en sê vir hulle, onthou, dit is nie waaroor dit gaan nie. Paulus self was waarskynlik nie iemand wat mooi was nie, hy was waarskynlik al redelik krepeel gewees op daai stadium as gevolg van al die straf en al die goed wat hy moes deurmaak vir die evangelie. En hy was ook iemand wat mense kwaad gemaak het as hy gepreek het, so hy was nie aansienlik nie. Maar hy herinner hulle weer van vooraf, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor wat Jesus gedoen het en die boodskap van Jesus wat ek verkondig. Dis waaroor dit gaan. Ons lees van vers 11 af, waar hy dan sê, ons weet wat dit is om die Here te dien en om te doen wat hy sê. Daarom probeer ons om mense te bemoedig, sodat hulle ook sal verander en die Here sal dien. God weet alles van my en van die ander persone wat saam met my werk. Hy weet dat ons hom eerlik dien. Maar ek hoop dat julle ook so dink oor ons. Ons probeer nie om weer te sê wie ons is en hoekom julle ons kan glo nie. Nee, ons wil hê dat julle trots moet wees op ons. Dan het julle iets om vir die mense te sê, die mense wat dink dat dit belangrik is hoe 'n mens van buite lyk. Die mense wat dink dat dit nie belangrik is hoe 'n mens se hart is nie. As ons dinge gedoen het wat mense gewoonlik nie doen nie, as mense miskien gedink het ons is mal, dan moet julle weet dat ons daardie dinge vir God gedoen het. Maar as ons dinge gedoen het wat verstandig is, dan het ons dit vir julle gedoen. Ek bring hierdie boodskap oor Christus, omdat Christus lief is vir ons. Ons moet hierdie boodskap bring. Almal moes gesterf het, maar een mens het gesterf. Hy het dit vir almal gedoen en daarom het hulle almal gesterf. Ja, Christus het vir almal gesterf. Daarom moet die mense wat nou 'n nuwe lewe het, nie meer lewe vir hulle self nie. Nee, hulle moet lewe vir Christus, want Christus het vir hulle gesterf en God het hom weer laat lewe. Christus het dit gedoen vir die mense wat nou 'n nuwe lewe het. Daarom, van nou af dink ons nie meer soos ongelowiges oor mense nie. Ons het miskien voorheen oor Christus gedink soos mense wat ongelowig is, maar nou doen ons dit nie meer nie. As iemand aan Christus behoort, dan het God daardie persoon 'n nuwe mens gemaak. Die persoon se ou lewe is verby. Ja, hy het 'n nuwe lewe gekry. Dit is God wat al hierdie dinge gedoen het. Hy het ons met hom versoen, omdat ons aan Christus behoort. God het vir ons die werk gegee om mense met hom te versoen. Dit beteken dat God die wêreld met hom versoen het, omdat mense aan Christus behoort. Hy het die sonde wat mense gedoen het nie gestraf nie. Hy het vir ons gesê, ons moet vir mense vertel dat God so vir hulle versoening gedoen het. Ons werk nou vir Christus, omdat God ons gekies het. God gebruik ons om vir julle te preek. Daarom vra ons julle mooi, maar ernstig. Nee, dit is Christus wat dit vra. Julle moet aanvaar dat God versoening gedoen het vir julle. Christus het self nie sonde gedoen nie, maar God het vir Christus laat voel hoe dit is om swaar te kry oor die sonde wat mense doen. God het dit vir ons gedoen, want God het ons nou vrygespreek van ons sonde, omdat ons aan Christus behoort. Sommige net weer die tweede helfte van vers 20, dis Christus wat vir julle vra, julle moet aanvaar dat God versoening gedoen het vir julle. Ons het hierdie roeping om te besef en te aanvaar
en dan te lewe soos mense wat verlos is. Die woord wat meeste van die tyd vir verlossing gebruik is die Griekse woord apolytrosis, en dit is 'n regsterm. Dit was gebruik in die hof, soortgelyk in my storie van die boete ook, waar iemand moet boete doen vir iets. Maar daar kan iemand anders kom en namens hulle daai boete betaal. En wanneer daai iemand namens iemand anders die prys betaal, dan is dit die einde van die saak. Dan is die saak afgehandel. In die Alpha kursus vertel hulle die storie van 'n man wat 'n regter geword het. En saam met hom, 'n vriend van hom van skooltyd af, het 'n ander lewenspad gehad, hy het 'n krimineel geword. En so gebeur dit toe op 'n dag, dat hierdie krimineel gevang word, en hy moet voor die regsbank verskyn. En hierdie vriend van hom, of voormalige vriend wat die regter is, moet beslis oor hierdie saak. Nou, ons sou dink, omdat hulle op 'n stadium vriende was, sal die regter sê, ek gaan vir jou 'n klein boete gee, ek gaan dit vir jou lig maak. Maar dis nie wat die regter doen nie. Die regter tree reg op, en hy sê, dit wat jy gedoen het, moet gestraf word. En die straf vir wat jy gedoen het, is groot. As ek reg onthou, praat hulle van iets soos 30.000 pond. En dis die boete wat die regter vir hom neerlê. Maar, dan klim die regter van die regsbank af, en hy trek sy toga uit, en hy haal sy chequeboek uit, en hy skryf 'n cheque vir 30.000, en hy gee dit vir die vriend van hom, en hy sê, jou boete is nou betaal. Jy het nou nog 'n kans, jy het 'n nuwe kans. Dis iets van die verlossing, wat ons van lees. Dis iets van die verlossing wat Paulus verkondig, en dis iets van die verlossing wat hy die Korintiërs aanmoedig, en sê, gryp dit weer aan, besef weer van vooraf, wat dit beteken, julle is niks meer verskuldig nie. Julle hoef nie meer te betaal nie. Julle hoef nie meer te lewe soos mense wat bang is nie. Julle skuld is betaal. Julle is vry. So dis ons prentjie van die evangelie. Is God wat kom om ons vry te maak, om ons kettinge te breek. Nie sodat ons nou maar kan agteroor sit nie, maar sodat ons juis kan lewe. Ons sukkel oor en oor om genade te verstaan, en maak nie saak hoe baie ons het al gepreek het nie, en hoe baie ons het al gelees het in die Bybel nie, ons as Christene sukkel om dit werklik te verstaan. Keer op keer, as ek by mense gaan huisbesoek doen, of doopgesprekke, of wat ook al het, dan sal ek maklik vir hulle vra, gaan jy hemel toe? Ja of nee? En meeste van die tyd, dan klink die antwoord so, ek hoop so, ek dink so, ek glo daarom so, ons probeer daarom. Dan is dit 'n wonderlike geleentheid vir my om weer van vooraf met mense te praat oor wat genade is. Dis God wat sê, maak nie saak hoe hard ons probeer nie, ons gaan altyd te min wees. En wat ons doen, gaan altyd te min wees. Maar God, maar Jesus, maar verlossing, maar genade. Ten spyte van alles wat ons gedoen het, en ten spyte van alles tekortkominge, is die genade genoeg. En kan ons seker wees. So ek sal dan vir hulle sê, as julle dieselfde vraag vir my vra, gaan ek vir julle sê, 100% ja. Maar met volledige sekerheid, dat ek dit nie verdien nie. Ek verdien dit nie. Ek kan dit nie verdien nie. Maar ek is 100% seker, ek gaan in die hemel wees. As ek nou nog steeds lewe soos iemand wat onseker is, en die hele tyd goeie goed probeer doen, om God se guns te wen, om sy genade te verdien, dan mis ek die punt van vryheid. Dan mis ek dit wat God vir die lewe beplan. Ek hou van hierdie prentjie wat sê, partykeer is dit net nie goed in jou kop.
wat jou terughou. Ons almal weet 'n perd kan 'n plastiekstoel rondsleep, maar die perd glo, hy is vasgemaak. Op dieselfde manier is daar 'n klomp van ons wat nog steeds glo, ons is gebind deur om reg te lewe, sodat ons in die hemel kan kom. Genade draai daai prentjie om en sê, nee, ons skuld niks meer nie. As ons goeie goed doen, dan doen ons dit omdat ons vry is. Omdat ons dit mag doen. As ons die wêreld ingaan met bravade terwille van die evangelie, dan doen ons dit omdat ons vry is, nie sodat ons in die hemel kan kom nie. As ons vir mense vertel van wie Jesus is, dan doen ons dit omdat hy vir ons genade bewys het, nie sodat ons hom kan beïndruk nie. Dit gaan nie oor wat ons moes skuld nie. Dit gaan oor Jesus se genade en die prys wat hy betaal het. So dit help nie ons lewe meer soos mense met skuld nie. Tog is dit moeilik. Want as ons die mense vertel van genade, maar hulle sien dit nie in ons lewe nie, dan lyk dit so. Dan is dit op die ou en 'n klomp mense in die wêreld wat geboei is en hulle hoor die evangelie, maar hulle sien dit nie. En hulle verstaan dit nie, want dit kom net nie oor nie. Dit help nie ons maak onsself weer slawe van die wet nie. Dis juist wat Paulus vir ons oor en oor sê is, ons is vry. Hy sê verder ons, en hy gebruik homself as voorbeeld, maar hy sluit ons almal daarbey in. Hy sê ons is gesandte, gestuurdes in die naam van die koning, met die koning se boodskap. As ons as koninklik is, die koninklike boodskap verkondig, dan help dit nie ons doen dit so slawe nie. Dis nie sy plan vir ons nie, dis nie wat die vryheid beteken nie. En dan nog baie meer as dit, mense gaan kyk na hoe ons liefhet, om God se liefde te verstaan. Hulle gaan kyk na hoe ons lewe lyk, om te sien hoe Jesus gelewe het. Dit help veel, ons praat 'n klomp goed, maar ons lewe wys dit nie. As ons ander mense nie met genade hanteer nie, dan gaan mense ook die genade leer ken wat ons het nie. Om verlos te wees, is om vry te wees. En as mense wat vry is, beteken dit ons lewe met vrymoedigheid en ons lewe vrylik. So mense wat verlos is, aanbid vrylik. Paulus het in die tronk gesit oor sy geloof, dan aanbid hy nog steeds en hy sing nog steeds. Hy was vir niks bang nie, want hy was vry, al was hy in boeye. Die gelowiges in die lande wat vervolg is, hulle aanbid nog steeds soos mense wat absoluut vryheid beleef. Ja, soms moet hulle dit in ondergrondse kerke doen, sodat die evangelie kan voortbestaan, maar in hulle harte is daar net vryheid. Verloste mense is mense wat vrylik lief het. Is mense wat sê, ek gaan eers kies om lief te hê, nie wanneer mense dit verdien het nie. Ek gaan kies om lief te hê, nie wanneer dit op die ouene verdien is nie. Ek gaan kies om lief te hê, al gaan dit my iets kos. Ek gaan kies om lief te hê, al kan ek seer kry. Verloste mense het vrylik lief. Verloste mense vergewe vrylik. Dis wat God met ons gedoen het. God het nie gesê, ek sal julle vergewe as nie. Hy het nie vir ons gesê, julle moet net ten minste 5 goed 'n dag reg doen. Net ten minste so 3 keer die Onse Vader gebed sê. Net ten minste so R100 in die kollektebordjie gooi, dan sal ek jou vergewe nie. Nee, hy sê, kom na my toe. Dis al wat jy hoef te doen. Aanvaar net hierdie genade en ek vergewe jou. En Jesus leer ons uitdruklik, op dieselfde manier moet ons vergewe. Die gelykenis wat hy gebruik, wat ons almal so goed ken, is van die koning wat iemand se skuld van baie, kom ons noem dit maar miljoene in vandag se taal, afskryf, omdat die persoon vra vir vergifnis. En dan stap die persoon net buite toe, en daar's iemand wat hulle maar 'n paar rand skuld, en hulle vergewe nie daai persoon nie. Dis iemand wat nie die koninkryk uitleef nie, nie die genade uitleef nie. Ons is verloste mense, daarom kan ons vrylik vergewe. Verloste mense verwelkom vrylik. Ons wag nie tot iemand
bewys het hulle is okay nie. Ons wag nie tot iemand dink of lyk soos ek en jy nie. As verloste mense sê ons, almal is welkom by my. En as ander mense dan besluit, hulle hou nie van ons nie, dis hulle saak. As ander mense dan besluit, hulle stem nie saam met die evangelie nie, ons gaan aanhou bid vir hulle, maar ons kan nie daai keuse maak nie. Maar verloste mense verwelkom vrylik. So ek en jy gaan sê, enigiemand is welkom. Ons verwelkom jou. En selfs al het ons al 'n geskiedenis wat bietjie grondpad is, jy is nog steeds welkom. Verloste mense dien nie vrylik. Ons wag nie om genooi te word nie. Ons soek daar waar daar stikkend en waar daar seer is en ons sê, ek gaan dit beter maak. Ons gaan soek die mense wat swaar kry en ons sê, ek gaan jou help. Ons gaan soek die hartseer mense en ons sê, ek gaan by jou sit. Ek gaan jou probeer troos, nie met goedkoop woorde nie, maar net met teenwoordigheid en met liefde. As ons vrylik dien, beteken dit, ons aanvaar dit gaan ons iets kos. Maar ons weet die prys wat vir ons betaal is, oortref dit altyd. En dit wat ons nou het, gaan in elk geval nie saam met ons hemel te neem. Verloste mense gee vrylik. Want ons is nie gebind deur die aardse goed nie. Ons is nie bang vir te min hê nie. Ons weet, God sal sorg vir ons. As sy genade elke dag vir ons genoeg is, hoekom sal hy nou nie sorg vir ons nie? As God sorg vir die mossies en vir die lelies, hoeveel te meer gaan die hemelse Vader nie vir ons ook gee wat ons nodig het nie. En dan een wat soms vir ons moeilik is, verloste mense bely maklik en vra maklik vergifnis. Nie sodat ons vergewe kan word nie, maar sodat ons hart ook kan skoonkom. Teenoor God en ook teenoor ons medemens. As ons weet dat ons werklik vrygekoop is, dan kan ons ook maar sê, ek was verkeerd. Ek was verkeerd toe ek daai goed gesê het wat ek nie moes nie. Ek was verkeerd toe ek nie daar was vir jou in die tyd wat jy nodig gehad het nie. Ek was verkeerd toe ek 'n afspraak gemis het. Ek was verkeerd toe ek te vinnig gery het. Ek was verkeerd toe ek 'n vloekwoord laat val het omdat ek kwaad was. Ek was verkeerd. Vergewe my. Verlostes mag vergifnis vra en doen dit vrylik. Jy wat hier sit vandag, jy is verlos. Jy is vry. Kom ons lewe so. Kom ons geniet die lewe in sy oorvloed, omdat ons vry is. Jesus het gelewe as 'n eenvoudige man, maar as 'n man wat God se verlossing verstaan het. Jesus het gelewe as God wat mens kon word het, sodat hy vir ons die prys kan betaal. Jesus het opgestaan uit die dood uit, sodat ons ook kan verstaan, daar is niks waarvoor ons hoef bang te wees nie. Jesus het opgevaar hemel toe, en die Heilige Gees het in ons kom woon, sodat ons die vryheid in ons kan hê, nie net in ons kop nie, maar in ons hart en in ons wese. Ons is vry, maar ons moet kies om so te lewe. Kom ons bid saam. Here, daar is 'n gesegde wat sê, die prys wat geen mens kon betaal nie, is betaal. Deur die een wat geen prys hoef te betaal het nie. Here, U was sondeloos, en tog is U as sondaar behandel in almal se plek. Dankie, Here. Dankie dat U my vrygekoop het, op maniere wat ek self nie kon nie. Dankie dat U genade vir ons elkeen genoeg is. Here, help ons, dat mense dit in ons lewe kan sien. Dat mense sal smag na die vryheid, wat ons in U het. Dankie, Jesus. Amen.